hoofstuk 1 Johannes hoofstuk 1, ek gaan net die eerste 4 versies daar saam lees. En u sou opgelet het, dat ons tema vir vanoggend se oordeenking is potlood. Nou ek wil dit daar laat, ek wil hê jy moet wonder oor potlood. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Net tot sover ons skriflesing, en mag die Here gee dat ons vanoggend geopende ore sal hê, en dat ons vir hierdie enkele oomblikke, daardie dinge wat ons aandag so maklik aflei, eenkant sal sit, en dat ons sal luister na die woord van die Here. Nou liewe gemeente, ek het vanoggend iets saamgebring, wat elke skoolkind glo ek ken, wat elke mamma wat voorberei in 'n vakansietyd vir die volgende kwartaal wat voorlê, ook van weet. Ek weet, dis baie ver, Jan sal nie kan sien nie, maar hier in my hand het ek 'n potlood. Ek was al by so 'n potloodkopery, en dit is eintlik baie interessant, want daar word gekyk na die potlood, en daar word gevoel aan die potlood, is dit nou die regte kleur, en hou ek van hom, want net die beste een, net die een wat ek graag wil hê, is die potlood wat gekoop moet word. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie 'n ander perspektief bring, en meer spesifiek vir die kinders, maar ons is tog almal kinders, want ons is kinders van die Here. Waaruit word 'n potlood gemaak? Ek praat nie van hierdie nuwe, wat noem mense hierdie goedjies wat jy die knoppie druk, hulle het mos 'n spesifieke naam, ek praat nog van 'n potlood. Waarvan word 'n potlood gemaak? Dan sal almal van julle tog sekerlik vir my sê van hout. Maar wat nog? Kinders, ek weet nie wie van julle weet nie, maar as ons kyk na die punt van die potlood, dan is hy gewoonlik so, ek wil amper sê swart, 'n donker grys of 'n swart kleur. En dan praat ons van die lood van die potlood. Maar weet ons nog waarvoor is 'n potlood werklik gemaak? Nee, julle is verkeerd. Dis nie om stout kinders oor die vingers te tik nie. Dis ook nie om soms 'n klein pyl en bogie, Narde sal weet waarvan praat ek. Hy het vertel vir ons hoe stout was hy op skool. Wat jy 'n pyl van maak en weer iemand skiet met die punt nie. Die hoofdoel van 'n potlood is om te skryf. En nou kom die Here vanoggend en hy gebruik 'n potlood om ons te help leer, maar belangriker, om ons te help onthou. Want wie van ons gebruik nie, ek wil amper sê op 'n daaglikse basis, 'n potlood? Ek en jy is 'n potlood in die hand van die Here. Maar as ons potlode gaan koop, die proses wat ek net nou van gepraat het, hierdie een in my hand is 'n 2H. Sekere mense verkies 'n 2H. 'n ander een verkies 'n HB. Dalk moet jy nog kies tussen 'n geel potlood en 'n rooi potlood. Maar dis mos nie baie belangrik nie. Want 'n mens kry potlode wat baie mooi versier is, wat allerlei vorms aan het. Party het 'n baie mooi versie of 'n Bybelversie wat gedruk is op die potlood. Maar wat tel regtig van die potlood? Wat is die grootste waarde in 'n potlood wat een ek koop? Dis tog die lood binne in die potlood, want die lood is die een wat skryf, nie die hout of die verf buiteom nie. Die lood wat die boodskap van die skrywer op papier neersit
sodat 'n volgende persoon daardie boodskap kan lees. En dis die eerste les wat ons by die potlood moet uitkom. Ek en jy is slegs die hout van die potlood. Ons is maar net die buitekant van die potlood. Jesus Christus is die lood in die potlood. As ons kyk na die hout, dan is dit vir baie mense en meer vir die meisies, vir die dogters, belangrik dat dit 'n mooi potlood moet wees en dat hy oulik moet wees en versier moet wees. Die manne is maar meer, solank hy net skryf. Of hy nou geel is, of hy nou rooi is, of hy groen is, maak nie regtig saak nie. Maar ons spandeer baie tyd aan die uiterlike. Maar ons moet onthou vanoggend, ons koop nie die potlood hoofsaaklik vir hoe hy buiteom lyk nie. Ons koop die potlood omdat hy moet skryf. Die belangrikste van die potlood is dit wat hy op die papier sit in die hand van die skrywer. Weet jy, liewe broer en suster, dis presies wat ek en jy is. Ek en jy is potlood in die hand van Jesus Christus. Maar Jesus Christus is die lood. Hy is die een wat skryf. Hy sê in Galasiërs 4, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Met ander woorde, totdat Christus in ons inwoon. Hoeveel tyd en aandag en geld en moeite spandeer ek en jy regtig aan dit wat saak maak? As ek vanoggend vir u moet vra, hoe lyk die lood in jou potlood? U sal almal onthou dat wanneer 'n potlood 'n slag of twee van 'n tafel afgeval het en die lood is gebreek binne in die potlood en jy maak hom skerp en dan val die punt uit en dan moet jy voorbegin en weer skerp maak en dan val die punt weer uit. Dan is dit 'n frustrasie. So 'n potlood is iets wat jou meer frustreer as wat hy goed doen. Nou daardie gebreekte lood is vir ons 'n beeld van as Christus net so hier en daar in jou lewe plek het, dan is jy soos 'n potlood met 'n gebreekte lood. Ouers, in die opvoeding van jou kind, gaan jy net aan die hout en die afwerking werk, of gaan jy tyd spandeer aan die lood sodat jou kind eendag kan skryf? Onthou, dis die lood in die potlood wat die verskil maak. Hier in my hand het ek 'n ou potlood wat nie meer wil skryf nie. Maar hier is 'n splinter nuwe potlood, maar hy wil ook nie skryf nie. Wat sou u sê moet gebeur voordat hierdie twee potlode weer kan skryf? So 'n potlood moet skerp gemaak word. Ons moet die skerpmaker vat en hierdie potlood skerp maak voordat hy weer kan skryf. En dis die tweede les van die potlood. As ek en jy potlood is in die hand van Jesus Christus, moet ek en jy skerp gemaak word. En wat gebeur in so 'n proses as ons 'n potlood skerp maak? Die hout word weggesny, die hout word afgeskil, sodat die lood weer duidelik word, sodat die lood weer skerp is om die woorde te kan neerpen. En dis presies wat Romeine 3 vers 30 vir ons elkeen sê wat in ons lewens moet gebeur. Ons moet weer skerp gemaak word. Hy sê, Jesus Christus moet meer word en ek en jy moet minder word. Ons moet deur daardie skerp maak proses gaan, sodat Jesus Christus meer in ons lewens is. En dis hoe dit in ons lewens moet wees. Die sonde maak dat ek en jy stomp word, dat daar baie keer min van die lood oor is. Baie keer gebeur dit dat die stukkie lood uitval en dat dit slegs hout op die punt van die potlood is. En dis presies wat in jou en my lewe gebeur. Maar die Bybel, die woord van God, is die skerpmaker in jou en my as Christen se lewe. Mense kan ons ook skerp maak,
Baie dinge wat gebeur kan my en jou weer skerp maak of opskerp, maar Jesus Christus met sy woord kom maak my en jou skerp. En dis waarvoor ons elke Sondag hier kom sit, sodat ons die week se sonde wat ons potlood se punt kom stomp maak het, weer kan skerp maak, sodat ek vir die volgende week gereed is om te kan werk. Die wet van die Here is so 'n skerpmaker. En terwyl ek in die voorbereiding dink, toe dink ek oor 'n treinspoor en ek sê, wat is belangrik aan 'n treinspoor? Wat sou u sê is belangrik aan 'n treinspoor? Die spore moet tog ewewydig uitmekaar loop. Hulle kan nie hier so ver wees en daar so en hulle loop ewewydig aan mekaar. En dan die tweede ding wat belangrik is vir 'n treinspoor, is die spore moet gelyk wees. As 'n treinspoor so lyk, dink jy die trein sal kan ry? Nee, hy gaan ontspoor want sy gewig gaan hom aftrek. So dis belangrik dat hulle ewewydig is, maar dis ook belangrik dat hulle baie gelyk is. En so kom die wet van die Here en hy sê vir ons in 'n opsommender wyse, waaruit bestaan die wet? Liefde tot God en liefde tot jou naaste. Hulle moet gelyk loop, ewewydig. En dis die skerpmaker wat die wet vir ons is. Nou kom die vraag vanoggend, is jou naaste regtig vir jou belangrik? Is dit regtig vir jou belangrik wat ander mense beleef en ervaar as al die rampe en die haat en ongeregtigheid op hulle afkom? Die gevaar is, my liewe broer en suster, dat ek en jy al so stomp geword het, omdat ons beleef dat ons eie lewe vir ander nie baie werd is nie, of dat ander met ons bestaan sommer net ligtelik omgaan. Veg daarteen, dat ons nie 'n treinspoor sal wees, waarvan die een spoor korter is as die ander, of waarvan die spore uitmekaar uit beweeg, of dalk nie gelyk is nie. Jy kan nie sê, jy het God lief, maar jy hanteer jou naaste liefdeloos nie. Liefde tot God en liefde tot jou naaste. Romeine 7 vers 18 en 19 kom Paulus en hy sê dat die sonde in my natuurlike mens inwoon. Soos ek met 'n potlood moet ek weggesny word. Ek moet afgeskil word sodat Christus duideliker sigbaar word in my lewe, totdat ek 'n skerp potlood in die hand van die Here is. Hoe kan ons maak? Hoe kan u en ek sorg dat ons potlood skerp bly? Deur ons sonde te bely, deur opnuut oor te gee aan Jesus Christus en nie toe te laat dat mense jou punt van jou potlood afbreek nie. Deur kerk toe te kom, sodat die skerpmaker, God se woord, jou kan kom heel maak. Matteus 10 vers 39 sê so pragtig, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Potlood werk net so. Alet, kan ek vra dat jy vir ons hier na vore sal kom asseblief? 'n Potlood werk net so, as ek en jy skerp gemaak word, en die lood word meer sigbaar in ons lewens, dis dan wat u en ek 'n potlood in God se hand kan wees. Ek wil vra dat ons dit sal bevestig met die sing van Gesang 128 vers 2. As ek en u nou eerlik en opreg was, deur vir die Here te sê, neem my hande, neem my voete, dat dit tot u eer gebruik sal word, dan kom ons by die derde les, en dis waar hierdie prentjie wat ek nou net al opgesit het, ter sprake kom, want ons kry tog verskillende potlode.
Net soos wat daar verskillende mense is. Hier op die eerste prentjie is daar lang potlode en kort potlode. Daar is normale potlode, kom ons sê maar die middelste een is die normaal, die gemiddeld. Maar jy kry verskillendes. Net so kry ons verskillende kleure potlode, wit is en geel is en swart is. Hierdie laaste een sal jy nou nie mooi sien nie, maar dis 'n witte met sulke grys blokkies op. Daar's verskillende potlode. En dan het ons so nou net gehoor dat ons skerp gemaak moet word. Dat daardie skilletjies van die hout afgeskil moet word, sodat die lood in ons potlood weer duidelik bring. Almal van hierdie potlode wat ek so pas gewys het, enige een van die 3 fotos, het die potlood 'n spesifieke doel. Of hy lank is en of hy kort is, of hy groen is en of hy geel is. Die doel van die potlood is om te skryf. En elke mens het nodig om te skryf. As daar dan van nou af 'n ander potlood op jou pad kom, sien hom ook as God se potlood. Dalk is hy gebreek. Dalk is sy verf al af en hy's lelik. Maar jy kan hom dalk weer skerp maak, sodat hy kan skryf tot eer van God. Geliefdes, en dan kom die vraag vanoggend hard en duidelik tot elkeen van ons. Ons is nou vreeslik rondom die potlode gedink en gepraat. Wat skryf jy? Ek bly doelbewus stil, dat jy 'n bietjie mooi dink. Wat skryf jy? Skryf jy dalk God se brief op die harte van mense? Duidelik en leesbaar? Of skryf jy dalk 'n brief in Japanees wat nie een van ons kan verstaan en ons weet nie eens of jy regtig iets geskryf het en of dit nou maar sommer net tekentjies is nie? Of skryf jou lewe dalk iets vreemds, iets wat vir God vreemd is? Word God se potlood. Stap vanoggend uit hierdie kerkgebou uit met een doel voor oë, dat jy 'n potlood in God se hand sal wees. Kom ons sê vir mekaar wat ons glo, en dan skryf ons dit met ons lewens in die wêreld. Ek wil weer hê, ons moet antwoord op hierdie, met 'n lofsang, gesang 84, dat ek hom net hierop kry, die 11de vers, en dan bly jy sommer asseblief staande, ook vir die gebed, asseblief Alet. Dierbare Heer en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend met so alledaagse iets wat ons gebruik, potlood, aan u woord herinner kan word. Here, daar is kort potloodjies, ons ou mense wie se lewens aan die einde gekom het. Daar's lang potlode, kinders wat pas gedoop is, wat nog deur die moeder 100% versorg met ons, wie se lewe nog lank is, Here, maar daar's ook gebreekte potlode, stikkende mense. Ons dink ook in besonder vandag aan die kankerverenigings reg oor die land. Mense wat hulle tyd en hulle lewe, wil ek amper sê, opoffer vir ander. Here, ons dink aan elke kankerleier,
ook hier in ons gemeente, ook in ons families. Here, U weet U doel met hierdie kanker in so 'n persoon se lewe. Maar Here, help ons sodat ons elkeen 'n potlood in God se hand kan wees. Help ons om nou altyd as ons 'n potlood sien, as ons dit gebruik of skerp maak, te onthou, ek is die hout, Jesus Christus is die lood. Ons moet weer en weer, Sondag vir Sondag in die erediens wees, sodat ons skerp gemaak kan word. Maar dankie dat daar verskillende potlode is, verskillende mense met verskillende gawes. Help ons om elke ander mens te sien as 'n potlood in God se hand. Hy of sy het 'n doel om iets in my lewe moontlik te kom skryf, te kom verander, om my dalk net bewus te maak van iets anders, sodat ek daaraan kan werk, dat ek skerp gemaak kan word, dat ek kan skryf tot eer en verheerliking van God. Here, ek dra elke mens in ons gemeente aan U op. Ek dra elke gelowige oor die lengte en die breedte van ons land, maar ook in die lengte en breedte van die wêreld aan U op. Here, U ken ons bekommernisse, U ken ons smarte, maar U ken ook ons vreugdes en ons heuglike tye. Dankie dat ons potlood in U hand kan wees. Dankie dat U ons gebruik om te skryf in ander mense se lewens. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.